Eindelik. Ek probeer nou al seker vir van 2014 af om hierdie potgooi te doen. My naam is Katinka en ek is in Kaap en dis yskoud en reënerig en ek's gek daaroor. Ek weet nie van jou nie, maar ek het 'n vermoede dat as jy van brei hou, dan hou jy heel moontlik van reënerige weer, want dit is die beste. Om te brei as dit reën, dit kan nie beter gaan nie. So, ek het 'n ander kanaal, The Seamstress at the Cottage, maar ek wou hierso in my eie taal praat. Die pragtige Afrikaans. Ek praat dit nie genoeg nie. En ek het agtergekom, my ouers het kom kuier 'n rukkie terug. En weet julle, ek het so gesukkel om op die woorde te kom. So, daar's twee doelige ding hierso aan die gang. Een is om te praat oor brei, want ek hou van brei. Ek weet nie van julle nie, maar die oorseese brei goeders in 2017 en na die pandemic en alles, baie van hulle het so weird geraak. So ek het myself heeltemal verwyder. Maar ek soek mense om mee te praat oor brei. So ons gaan praat oor brei. Wat het ek aan? Dis 'n trui, soos jy kan sien. Dis 'n 100% wol, is Cascade. Ek dink ek is die dik een. Ek het hom gekoop terwyl ek in Amerika was en ek het daar gebly vir 'n rukkie. Letterlik 'n voorblok, 'n agterblok en die moue het ek bietjie geshape en ek het vir my 'n paddenek gegee. Gek oor hierdie trui. Dit is my stapel. Ander mense dra hoodies, ek dra hierdie trui. Praat van 'n hoodie, ek het 'n mis op vandag. Ek het eendag by 'n plek in Dullstroom gekom waar hulle was lank terug, seker maklik 20 jaar, ook omtrent 2004, nee, dit was voor 2007, daarom. En hierdie plek het geweef met katoen. En hierdie was as hulle ek kan nie in weef weet ek nie altyd wat die Engelse woorde is en die Afrikaanse woorde is, maar jy weet as hulle die reft, dit is die drade wat so loop op die weefmasjien, op die weefgetou. As hulle dit doen, dan is daar stukke wat afgesny word, en hierdie was al daai stukke. Ek het so 'n sak gekoop, en op die ouend het ek vir my tannie gegee, die lang stukke uitgehaal, en vir my het ek die kort stukkies gehou, en vir my hierdie mis gebruik, want ek het alopecia, so ek het nie hare nie, al vandat ek 17 is, en dit beteken dat my kop koud kry, so, en ek soek katoen op my kop, ek soek nie ander goed nie, kom nie so Bubbles, hierdie kat nie, hy was nou al binne, en dan gaan hy buite, en dan kom hy weer binne, en elke keer moet ek die deur vir hom gaan oopmaak, so ons gaan nie dit nou doen nie. O, jees, ek praat te veel, genade, ons het nog nie eens oor brei regtig gepraat nie. Ek drink koffie, swart. Hoekom? Want, toe ek in standaard 5 was, nou weet jy hoe oud ek is, want ons praat nie van grade nie, ons praat van standaards, het ek, dink dit was standaard 5, was ek in 'n koor, in die skoolkoor, en agter my het daar 'n ou gestaan wat koffie met melk en suiker ingedrink het. Jy weet, koffie soos hierdie koffie of daai dis, ek is amper seker daar was koffiehuis. As dit het 'n sekere reuk. En tot vandag toe, ek gee nie om vir 'n cappuccino nie, maar koffie met melk, dit doen dit net nie vir my nie, want wat ek wou vertel het, ek was in die koor en ek het 'n maagvirus gehad. En natuurlik, jy weet hoe voel dit as jy 'n maagvirus het. Jy is so narie, ek weet nie of jy kom of gaan nie. En die ou het agter my gestaan en hy het volle bors uitgesing en daai reuk het my die hele tyd getref. En dit was so, nou, hier's nou wat ek van praat, my taal, ek gaan dit nou maar so sê, so embarrassing. Wat sê jy in Afrikaans? Wat is embarrassing in Afrikaans? Ek kan nie onthou nie. In geval, ek het opgegooi voor hulle almal, uitgehardloop en daar was 'n drein en daarin opgegooi. En van daar af, ek sal nie sommer melk in my koffie sit nie. Die koppie het ek gekry in Omaha, Nebraska, toe ek daar was. En so klein winkeltjie, het was te cute. So, hulle Bubbles, dis net koffie. So dit is Bubbles. Sy neus is uitlid uit op die oomblik, want ons het 'n nuwe katjie gekry. Ek deel 'n huis met my sussie. En die nuwe katjie is my sussie se, en dan sit hy by die kat deur, en dan kyk hy in, en hy sien hierdie katjie, en dan gooi hy tantrum. So ja, ek gaan nou maar hier rondhardloop. Daar's baie goed wat ek met julle oor wil praat vandag. Ek wil oor breiwerk praat, en ek wil oor spinwerk praat, en ek wil oor, al die aliens, UFO's,
unfinished objects, wat sal ons dit in Afrikaans noem? Ek weet nie. Julle gaan my moet help hoor. Julle gaan my regtig moet help want ek probeer regtig my Afrikaans weer terugkry. So, ek soek 'n woord vir UFO's. As jy asseblief as jy kan onthou en embarrass, skryf dit in die comments. Kom ons begin met die spinwerk. Jy gaan moet skuif. Want ons het hierdie wat ons mee gaan begin. So, Dordrecht in daar by die Oos-Kaap. Vriende van my bly daar en hulle het skape. En so 'n paar jaar terug het ek vir hulle gaan kuier en toe het hulle my toe op die skaapskeertyd en toe het hulle my toegelaat om van die skaapwol te vat. So, ek is besig om hierdie wol, wat is 'n vlies in Afrikaans? Ek weet ook nie wat 'n vlies is nie. Om hierdie vlies voor te berei. So ek het hom gewas en die meeste van die olie is uit, maar hier is nog baie olie en hier is nog baie plantmateriaal in. En ek is besig om hulle uit te kam. So jy vat 'n lok, 'n haarlok of 'n wollok en dan het jy jou borsel. Jy kan sommer 'n kat of 'n hondeborsel ook gebruik, hulle werk net so goed. En ek weet, jy kan partykeer tops kry, maar ek kon nog nie regtig klaar voorbereide. Jy weet daai stringe wat jy kry. So in elk geval, ek kon toe ek jonger was kon ek dit kry, maar ek sukkel deesdae. Ek sien baie van die plekke wat jy die wol kon stuur om dit skoon te maak, hulle bestaan nie meer nie. So ek kam dit uit en dan gaan die stukke in my mandjie in. So, hier is my mandjie. Wat ek dan doen is, ek pak hulle reg in hierdie bandjie, dat hulle so reg rondom gaan, dat ek net stukke kan uithaal. Ek vat net sulke stukke elke keer. En dan spin ek dit op. En jy is dis verbasend hoeveel wol op so 'n bobbin gaan. Bobbin Afrikaans asseblief. Ja, daar gaan nogal baie op een. So hierdie ene is saam gespin. Hulle noem dit ply in Engels, wat ek ook nie in Afrikaans weet nie. So jy vat jy 2 bobbins, jy spin hulle vol en dan so jy spin een kant toe en dan as jy ply, dan doen jy dit die ander kant toe. So, hierdie een is nou klaar en hier is van die wol wat ek klaar het. Ek weet nie of jy kan sien nie, maar hierdie een is nog baie vuil in vergelyking met die een. So, hierso het ek omtrent 600 gram al en ek dink ek gaan omtrent 1 kilogram in hierdie dikte spin. Daarna wil ek, so hierdie is 2 ply Afrikaans, 2 ply en dan gaan ek 4 ply ook doen vir 'n dikker wol, wat ek meer kan, hier is nog een, wat ek meer truie kan doen. So, hierdie ene is, soos ek sê, is 2 ply en jy gebruik omtrent 'n 3.5 mm naald vir hom. Ek het 'n voorbeeld daar van die 4 ply, ek gaan nie nou wys nie. So, dit is waarmee ek besig is en ek probeer elke dag spin. Op die oomblik praat hulle van Tour de Vlies. So, soos ek die Tour de France het, is al die spinners besig om deur hulle vlieses te werk en hulle probeer dit opspin in hierdie tyd van die jaar. Ek doen nie heeltemal dit nie, maar ek spin elke dag. Volgende is ek besig met hierdie trui. Was 'n hele paar goed wat ek besig is. Ek het altyd net een ding op 'n keer gebrei. En toe begin ek knitting breipot gooi, kyk. En toe kom ek agter, maar mense brei meer as een ding. Ek het altyd verveeld geraak, maar my ouma het in my garage as ek meer as een ding op 'n keer brei. So het ek opgehou en net een ding op 'n keer gedoen en klaar gemaak. En ja, hierso is hy. Hulle noem dit die Pearl Soho Classic Knit Jacket. Ek gaan lui wees. Ek weet ek het ander kanale waar ek al die goeders doen wat YouTube sê jy moet doen. In die description box sit ek die goed. Ek gaan nie vandag nie, dis my eerste Afrikaanse een en ek wil net met julle gesels en nie na die tyd worry bekommerd wees om alles in te sit nie. Hierdie is 'n ongelooflike mooi baadjie. Dit is 'n baadjie meer as wat dit 'n trui is. En 'n vriendin van my het hom gebrei en hy brei regtig goed op. So ek's besig met hom in hierdie wol. Dit is ou wol. Ek het 'n vriendin, sy was altyd in Suid-Afrika, Gail. Sy bly in Toronto en sy en haar vriendin het vir my wol gestuur. Hulle noem dit ou wol en is enkel, so dis nie
plaait nie, dis net enkel gespin en dis ongelooflik mooi. En ek hou van hierdie kleur. Dis amper 'n donkiebruin. Maar ja, ek moet nou uitfigure of uitpluis. Oeg, ek kan nie brei. Nee, ek moet nog dink soveel brei, dan kan ek die arms uithol en dan moet jy die voorpand, tel jy die steke op en jy brei die voorgedeelte en dan brei jy tot waar die moue gaan wees en dan tel jy die steke op en jy brei reg rondom as ek reg onthou. Ja, jy brei hulle alles in een en dan tel jy steke op vir die moue word effens geshape en dan kry jy 'n I-cord afend. So, ek figure dit nog uit. En weet julle wat? Ek het jou vertel van al die jare wat ek gebrei het sonder patrone. Want hoekom het jy 'n patrone? Jy dink dit sommer net uit en jy brei dit. So, toe ek begin brei het, was ek baie jonk. My ouma het my eers probeer leer en sy het toe opgegee en het my pa ingespring en nog 'n paar ander mense. En ergens tussen almal, kat, hy wil uit. Hou net vas. As jy nou uitgaan, gaan jy nie inkom, hoor? Ergens tussen almal het ek dit opgetel, want ek's links. En ek onthou iemand, ek dink dit was my pa het op die moment gesê, sit hier voor my en toe het ek hulle gekopie. Of hulle, wat is kopie in Afrikaans? Mense. Ek gaan moet werk aan my Afrikaans. So, ek het nooit met patrone gebrei nie. Ek het letterlik 2016 of 17 die my eerste keer 'n patroon gebruik. Ja, dit is nogal 'n ding. So in elk geval, volgende projek wat ek mee besig is. Kouser. Ek het nie eens geweet jy kry kouswol in Suid-Afrika of jy kan nog kouse brei nie tot ek begin het om potgoeie te kyk. So, hierdie is ook my eie patroon wat ek besig is om op te maak. As jy verstaan hoe kouse werk, is dit baie maklik. Maar hierdie is nie maklik nie, want kouse brei mos in die ronde. Maar ek wou hierdie wol gebruik vir die voet want ek het nie genoeg van hierdie gehad vir die bogedeelte nie. So, ja, dis nogal kophou soos 'n dronk weerlys hierso, maar ek is amper klaar. Maar ek brei nou al amper 2 jaar aan hierdie kouse. Wanneer die realiteit is, Suid-Afrika brei jy gaan nie so baie kouse dra, handgebreide kouse dra nie, want dit is nie regtig so koud nie. Ek gebruik hulle baie in die winter, maar ek het klaar 2 pare. So, ek wil hierdie paar klaarmaak en dan soek ek net 'n plain paar. Ek het opal wol wat spesifiek vir kouse gemaak is daai mooi bont is. My vriendin Gail, iemand wat ek van vertel het, sy verkoop dit in Kanada. Maar dis eintlik 'n Duitse wol. So hy is 70% wol merino en dan is dit, ek dink is superwash merino. Ek kan nie weet wat dit in Afrikaans is nie. En dan is dit 30% nylon. Want vir kouse het jy dit nodig. Hierdie wol het ek dink dit was Dorchester in Engeland gekry. Was in Engeland ook vir 'n paar maande. Gek daaroor gewees, ek sal wat vergee om daar te bly. Maar in elk geval, daar was 'n klein antiek dealer. En John Arbon, ek weet nie of julle al van John Arbon wol gehoor het nie. Ek het eendag op een van hulle video's afgekom en wat hulle met hierdie koortjie kappel gepraat het, wat hierdie mil geontwikkel het en nou maak hulle wol daar van die skape van daai area. En hier stap ek in hierdie antiek winkeltjie saam met 'n vriendin in. En hierso net sulke klein skyns wol. En as ek travel, koop ek wol, want dit is maklik genoeg om in te pak in jou tas en dit gee 'n lekker herinnering van die tyd. So terwyl jy brei, ek weet nie van julle nie, maar as ek sit en brei, dan onthou ek van ek het dit gedoen en ek het dat gedoen en dit is net so lekker herinnering. So in elk geval, toe kom ek op hierdie wol af. Nou die wit was kouswol, maar die ander was nie. En dis hoekom ek die ander net op bo op die voet gaan sit, want hy gaan nie so baie wrywing kry nie. Maar die voet, die sool en die hak moes ek met die kouswol brei. So ja, daar's 'n kous klaar en die ander kous is halfpad. Ek moet hom nou net klaar maak. Dan is ek besig met hierdie een. Nou hierdie een, wat ek sy naam vergeet. Jesus, mense. Dis eintlik die patroon, daar is 'n patroon, soort van. Ek is nou op die punt wat ek 'n yoke, ek hou van colorwork yokes. Wat is dit? Julle? Asseblief help my met die terme. Ek het regtig dit nodig, maar ek moet dit dalk net gaan opsoek. Ek wonder of my gewone woordeboek dit sal in hê. Ons gaan uitvind. Julle saam met my op hierdie
journey op hierdie pad. Dis nie journey nie. Wat is die Afrikaanse woord vir journey? Mense, dis baie erg. Ek voel skoonskaam. En ek bly in Suid-Afrika. Dis nie asof ek 'n verskoning het nie. So, die volgende deel is hy gaan nou 'n yoke kry met 'n colorwork en daai kleure en dan is hierdie een klaar. So ek wil hom nou klaar maak. Ek probeer, jy kan sien hierso, dit is Shetland wol wat ek op 'n cone in Engeland nog gekoop het toe ek daar was. En dit is so weer, dit was so snaaks. Daar was 2 cone, nee, ek het 2 wit cones gekoop. Dit was 1600 meter. En die ene is heeltemal anders as die ander een, maar ek glo hulle gaan uitwerk as ek hulle was. Dis nogal 'n ding, as jy 'n blok en was, dit help gewoonlik vir enige iets. So hy's nou reg, ek kan nou begin met die jou. So jy brei die bodies, die lyf en dan brei jy die moue, dan tel jy hulle op, jy los die steke hierso wat ons gaan Kitchener stitch hulle bymekaar sit en dan brei jy die collar en dan is ek klaar. So baie opgewonde oor hom. Dan 'n paar jaar terug het ek op die internet gaan rondsoek vir linne. Linne is my geliefkoeste tekstuur, materiaal. Jy kan nie beter as linne gaan nie. En toe dink ek daaraan, as ek nou van linne hou om te dra wat ek baie van hou, dan behoort ek van linne te hou om net te brei. Ek brei nie so maklik nie. Ek moet julle waarsku, dit is regtig nie maklik om met linne te brei nie. Maar want hy's hard en hy wol gee so 'n bietjie mee, maar hierdie gee nie meer, my hande raak baie moeg. En dan is daar 'n trui wat die ronde doen, wat verskriklik bekend is. Hulle noem dit the Ranunculus sweater. En dit is baie mooi. Ek dink. Maar ek weet nie of ek hou van hoe hy besig is om te brei nie. En ook, terug na die punt, ek wat nie patrone volg nie. So ek kan hom lees en ek kan hom doen, maar my kop gaan op 'n ander pad. Dit is my aandag afleibaarheid wat daarin kom. My kop gaan op 'n ander pad en dan vergeet ek waar ek is in die patroon. So, hy's ook net hierso. Ek het nog net begin. Maar ja, ek dink ek moet aangaan voor ek 'n besluit maak op hom. En dan sal ons dit van daar af vat. Ek was baie gelukkig om hierdie naalde te kry. My vriendin wat in Amerika bly, het hulle vir my gekoop, is die Chaos. En Jesus, ek kry baie van hulle. En dan is daar 'n plek wat Knitpro naalde verkoop in Suid-Afrika. Ek het die Knitpro ook, hy werk ook lekker. Maar ek het altyd net met reguit naalde gebrei en toe kom ek agter mense brei in die ronde. O my genade, dit raak net beter by die oomblik. So, daai een is daar. Dan daai selfde vriendin Gail het vir my 'n patroon gegee 1 jaar vir my verjaarsdag. O, dit is nie hierin nie. Dit is ene van Michelle Wang. Goed, dis mooi. Sy maak die mooiste kabels. Ek dink is die Rower jacket. En hierdie is Cascade 200. Dit beteken hy's 'n DK weight, maar 200 meter per bol. En ek het ook nie 'n patroon hier nie. Ek is besig met hom. En ek het geen idee waar hy is nie. Ek het gedog hy's hier in, maar dit lyk my nie so nie. Wag, ek moet hier rondkrap. Nope. Maar hier's 'n sampel. Nee. Ek moet hom gaan soek. So, hoekom ek hierdie potgooi begin het, is ek is moeg daarvoor om al hierdie goed te hê wat net rond lê. En ek brei aan hulle, maar ek maak niks klaar nie. Want hier is die ding. As ek hom klaar het, moet ek 'n nuwe een begin en dan moet ek fokus tot ek aan die gang is sodat ek net kan sit en brei. Want dit is eintlik waaroor dit vir my gaan. Ek wil net sit en brei. Ek dink dis hoekom ek so van hierdie trui gehou het. Daar was geen kopwerk betrokke nie. Dit was letterlik net, ek sit en ek brei en ek, okay, kom ons doen dit en kom ons doen dat. En dis eintlik hoe ek daarvan hou. Maar ek is besig om myself uit te daag. Hulle sê dit werk as jy ouer raak, sodat jy nie Alzheimer's kry nie. So, dit is nou waar ek is. Uit te daag om patrone te volg en om te hou by die plan, wat baie moeilik is vir my aandag afleibaarheid. En ek het nou hierdie potgooi begin, want julle gaan my help om accountable te bly. Wat is accountable in Afrikaans? Okay, laat ek my laaste koffie drink en dan gaan ek vir julle totsiens sê, want ek sien ons is nou al, ek praat nou al met julle vir amper 20 minute. Baie dankie vir wie ook al tot nou toe bygebly het. Julle is amazing. Wat's amazing in Afrikaans? Dit mag dalk 'n tema wees in hierdie potgoeie, maar ja, laaste koffie. Hy's nou koud. Nie so lekker as hy koud is nie. En dan gaan ek vir julle totsiens sê.
En hier is die plan. Ek gaan probeer om elke Sondag hierso te kom kuier saam met julle. Op my bank in my werkplek. Want ek ken van die agterkant. Ek het nou onlangs hiernatoe geskuif want ek hou van wat agter my is. En ja, ek sien julle Sondag. Lekker brei.